Vandag hier op CO.za vertel ons stories van Suid-Afrikaners wat die roepstem van avontuur beantwoord. Ek is Ilana Afrika Bredenkamp. Al vandag op CO.za begin ons skiebereis om Suid-Afrikaanse expats op te spoor in die Verenigde Arabiese Emirate, die VAE. Voordat ek hiernatoe getrek het, was ek verskriklik bang. Ek het regtig nie gedink dat ek die hele tyd by ek sal kan bly nie, want dit is net iets wat ek nog nooit in my lewe gedoen het nie. Ek het vinnig agtergekom as jy jouself net bietjie push en jy druk deur die moeilike tye, dit mens okay is aan die einde. Just stick it out en jy kan dit doen en as jy bietjie deurdruk, dan kan jy regtig van presies die vrugte geniet. Van die Verenigde Emirate na die Verenigde Koninkryk. Hi, ek is Anton van Sail, ek is 'n bourekenaar destyds van Pretoria. Ons bly nou in Londen. Ek is Renel van Sail, ons is 26 jaar getroud. Ja. En ja, so ons het besluit, ons het net altyd in Pretoria gebly, so met die geleentheid om Londen toe te kom om dit aan te gryp. Ajman in die VAE is die kleinste van die Arabiese Emirate. Dis een van die meer liberale emirate, maar nog steeds konservatief by ons standaarde. Amper plattelands, maar net so 20 minute weg van die gewoel van Dubai. Dis hier waar ons Michelle Liebenberg vind. My official residence is in Ajman, maar ek spandeer eintlik meeste van my tyd in Dubai. Al my vriende is in Dubai. Ek spandeer omtrent so, ek wil sê 4 uit die 7 dae 'n week spandeer ek in Dubai. So meeste van my tyd is maar eintlik in Dubai. Ek kry 'n paar interessante vrugte en groente. Ek dink hierdie is 'n groente. Wat is dit? Die stapelvoedsel. Dadels. Heel was 'n dadels anders. Moet jy dadels inkry in die nuwe uur. En die heuning is verskriklik duur hierso. Basil seed fish. Basil seed drink. Hierso kom ons nou by die spesery afdeling. Curry, Dori. Michelle is 'n graad 1 onderwyser by 'n nuwe Engelse skool vir Arabiese kinders. En vandat sy daar begin werk het die syfers gegroei van 50 tot 300 kinders. Maar hoe het die jong nooi van Kaapstad in die VAE beland? Hierdie was een van die laaste plekke waarna ek gedink het, want die kontrakte was baie lank. Meeste van die kontrakte was 3 jaar en ek het nie gedink ek sal die guts hê om vir 3 jaar weg van al my familie en my vriende te kan wees nie. Dit klink verskriklik lank. Ek het eintlik op Dubai besluit vir 2 spesifieke redes, omdat ek 'n onderwyseres kon bly met my eie klas, nie Engels as tweede taal gee nie, eintlik aangaan soos wat ek in Suid-Afrika my eie klasie gehad het, en ek kon travel. Dit maak nie saak waar in die wêreld CO.za besoek af lê nie, ons hoor dikwels dieselfde stories. Ons manier van kinders grootmaak en opvoed verskil hemelsbreed. Hulle ouers is natuurlik so lief vir hulle en hulle wil absoluut alles vir hulle kinders doen, maar soos wat mens weet, dis nie altyd die korrekte ding om te doen as jy wil hê jou kind moet sekere verantwoordelikhede leer en so aan. Ons moes die ouers basies smeek dat die kinders hulle eie tasse moes dra. Ons moes vir hulle leer om nie die kinders lekkers en sweets te gee nie. Blast off. Daar bestaan nie regtig so ding soos tough love hier nie. Die laaste ding wat hulle wil hê is dat hulle kinders moet kwaad wees. En ek moes al 'n paar keer onderhoude hou met die ouers en vir hulle net verduidelik, en dit is natuurlik so vreemd want ek self is nog nie so ouer nie, maar ek moes vir hulle verduidelik dat partykeer is dit nie die slegste ding in die wêreld as jy jou voet neer moet sit nie, want jy is die volwassene en jy moet vir jou kind leer wat's reg en verkeerd. Ek het in die begin van laas jaar het ek 'n dametjie gehad wat by my deur gesit het die hele oggend en ek het aangeneem sy is maar iemand 'n staff member by die skool of iets. En na 'n rukkie toe gaan ek na haar toe en ek sê skus tog maar jy weet wat hoekom presies is jy hier so wat moet jy doen? Sy sê nee, sy is hier saam met daai kind. Sy's daai kind se nanny.
amper elke liewe kind in my klas het hulle eie nanny. En hierdie nanny is verantwoordelik om sy's daar om seker te maak dat die kind die gewone goeders doen. Hulle tande borsel, skoonmaak agter hulle, regmaak vir bed. Al die goeders wat ons gewoonlik dink dat jy weet dat 'n ouer self sal doen, hierso het hulle persoonlike nanny wat dit doen. Good job. Michelle sê sy is hier weg om ander lande se gewoontes en tradisies aan te leer, om die wêreld eerstehands te leer ken, voordat sy met haar eie gesin begin. Hulle bou nog die local winkeltjie. dat die karre baie vuil is en dat mense op hulle skryf om gewas te word. En jy kry 'n boete as jou kar baie vuil is. Ja, dis interessant, ja. Jy word letterlik beboet. 1000 tot 2000 euro. En as jy by die local dry cleaner gaan, kan jy die tradisionele klere sien. En ek weet nie hoekom nie, maar absoluut oral is daar beauty salons. Straatkatte, geen honde nie. Skie gebou. Gaan dit hierdie parkeer al hulle weer maar. O, en as hulle bid Vrydag, dan idle hulle karre. Hulle klim net uit die kar uit en bid. Wat jy nie in Afrika kan doen nie, want hulle sal jou kar steel. Ek is trots oor Michelle want sy skep haar eie geleenthede en sy pak alles met 100% aan. Sy is nie bang vir enigiets nie. Nee, en as sy ook iets wil doen, dan voer sy dit deur. Die ding wat my getref het toe ek die eerste keer weer vir Michelle sien nadat sy vir so rukkie weg was dat sy so gegroei het as mens. Sy was baie meer selfversekerd, selfstandig en baie meer uitgesproke. Maar Michelle vergeet nie haar eie kultuur nie. Net onlangs was daar 'n geleentheid in Dubai om op 'n Suid-Afrikaanse manier fees te vier. En sy was daar. Ag, ek dink dit is soms net so lekker om 'n bietjie Afrikaans te kan praat en ja, hulle het braaivleis, dit proe natuurlik nou glad nie soos wat dit proe by die huis nie, maar jy weet dit doen die job. Ag, mens voel net soms 'n bietjie homesick en jy soek net 'n stukkie huis. So dis ek dink dit doen net die siel goed. Dis nogals interessant want met vandag se tegnologie, dit voel nie of ek my ouers byvoorbeeld so lank terug gesien het nie en selfs my vriendinne. Of ek nou 20 minute wegbly van my ouers of sover as ek nou 9 ure se vlug. WhatsApp en Skype is absoluut amazing. Ek praat nog steeds elke dag met my ouers en so aan. So dit help baie. Maar so elke nou en dan gebeur iets en dan dink ek, "Jessie, my ma en pa sal nou regtig van dit hou." En dan, jy weet, dis tyd soos dit dat ek hulle mis. En ek dink 'n ander persoon wat Michelle geweldig mis, is Merlot. En Michelle mis vir Merlot ook. En dis die lokas wat ons gebruik om seker te maak sy kom terug. Moenie 'n fout maak nie, ons verlang. Maar gelukkig, moderne tegnologie, Skype, WhatsApp, Twitter, Instagram, daardie goeders maak dat jou kind eintlik nog steeds by jou is. Die dilemma van ouers wees. Dit is so moeilik om jou kinders so ver te laat gaan, maar dit maak ma en pa vreeslik trots. Wel later hoor ons van 'n egpaar van Londen wat ons voorstel aan 'n chef van Motoklong Township en 'n opera-sanger van Pretoria wat in Londen studeer. Ook na die breek, Ladies Night in Dubai. Hier op CO.za kuier ons by Michelle Liebenberg in Ajman. Sy is 'n graad 1 onderwyser en haar reisgierigheid het haar in die VAE laat beland. Dit is daar in die eensaamheid wat sy besef hoe belangrik haar vriende vir haar is. Permission to step aboard. My vriende wat ek hier gemaak het sover, hulle is nog almal hier vir nou. Hallo julle. Hi. Dit is nogal so 'n scary ding om aan te dink want dis definitief altyd 'n topic waar mense praat van okay, so wanneer gaan jy nou terug Suid-Afrika toe? Wanneer gaan jy terug na jou home country toe? Michelle se vriende kom van oral in die wêreld.
Mense vind dit moeilik om met die plaaslike mense sosiaal te verkeer en om vriendskappe op te bou. Vir mense wat nie moslim is nie, is die streng alkoholreëls soms moeilik om te aanvaar. In Ashman, waar ek bly, is dit nog legal om na 'n drankwinkel toe te gaan, maar natuurlik is dit heeltemal teen die islamitiese kultuur. So hulle adverteer dit definitief nie, maar jy kan gaan. Solank jy net in jou klein dorpie van Ashman bly. Ten spyte van die wette is Dubai bekend vir nagklubs en partytjie hou. En dan vir jong dames wat wil uitgaan, is daar altyd ladies night. My eerste ladies night was by 'n plek wat unlimited champagne gehad het. Dit was vir my so vreemd want ek het amper skuldig gevoel. Ek kom nou in, ek kan soveel champagne drink soos ek wil en dan kan ek loop en nie 'n sent betaal nie. En ons eintlik 'n paar plekke soos dit. So in die begin het ek nog vir my 'n staatertjie bestel en so aan want ek het net skuldig gevoel. Maar ek het vinnig agtergekom ek was die enigste een wat dit gedoen het. So ja, dit is nogals vreemd. Jy kan afslag kry op aan die kos, die ongelooflikste kos. Ek raak baie opgewonde om nuwe dinge te probeer. Veral as dit kom by kos, dis definitief my passie. En om verskillende kulture te sien, ek is mal daaroor. So dit maak my net so opgewonde as ek in 'n nuwe land is en ek moet altyd, dis my reël dat ek moet vir die kelner of die kelnerin vra, reg, wat moet ek eet? So ek het nog nooit eintlik in 'n restaurant gegaan en net gekies wat klink nou vir my lekker nie. Ek vra altyd vir hulle, wat dink jy moet ek eet? Wat is die spesialiteit van hierdie area? Dit maak my baie excited. Of ek nou van die kos hou of nie, dit gaan nie vir my daaroor nie. En die kultuur, die manier van dinge doen, makes me feel alive. En daar los ons vir Michelle Liebenberg en haar graad 1 kinders, 'n ware reisiger. Wel, klim nou op ons Kosa karavaan en reis saam met ons oor die sand van Noord-Afrika tot in die hoofstad van Brittanje, Londen. Julle ken die Samuel Johnson gesegde, when a man is tired of London, he's tired of life. Dit is so te sê 'n familietema vir Ronel en Anton van Sail. Hulle woon al 20 jaar in Brittanje, op die noordwal van die Theemsrivier. Dit is so te sê in die agterplaas van koningin Elizabeth II. Ek en Ronel bly die laaste 4 jaar in die Victoriaanse huisie agter ons. Dis hier onder is die Maalrivier, baie naby aan die Theems, 500 meter van Hampton Court Paleis af en ook aan die Paleis Bushey Park met al sy willebekke. Baie nice. Anton en Ronel is nie anglofiele wat net in Londen vasgevang is nie. Ons het Suid-Afrika getoer van noord-suid na oos na wes. Ons was 'n paar keer by Chobe gewees. Tembe, Ons was by Tembe, Kagalagadi. Galagadi. Ons was all over the place. Ja, so dit was nou tyd om Europa te kom verken. Ons was nog nie op die Outer Hebrides nie. Maar ons was op die Isle of Skye gewees, ons was op Guernsey, ons was op Jersey, ons was op die Scilly Isles, ons is elke nou en dan op die Isle of Wight. Maar dis nou al die UK. Dis al die UK eilandjies om die land. Ons moet nog net Hebrides toe gaan en dan miskien in Europa was ons oral Tsjechoslowakye, Czech Republiek was ons baie. Switserland gaan ons nou en nou dan. Spanje gegaan, Frankryk. Provence is een van ons gunstelinge. Plekke op aarde. Dis regtig mooi. Laas naweek was ons Brugge toe. Ons het 'n vriend van ons van maatskappy het 16 jaar oud geword. Toe het hy besluit ons moet gaan celebrate saam met hom. En ons het ander vriende wat 'n huisie daar het, toe het ons in hulle huisie gaan bly vir die naweek. En ook gaan celebrate en toe teruggekom Sondag. Maar Brugge toe kan ons sommer gereeld heen en weer met die trein ry, die Euro Shuttle. Ja, dis baie vinnig. Gewoonlik ons vat 2 kussings en ons lê en slaap. Want dis 35 minute dan is die trein deur. So 'n groot verskil tussen die blitsvinnige Channel en die ferry van Engeland na Frankryk in die goeie ou dae. Die van Sails is nou Britse burgers. Anton is 'n bourekenkundige en Ronel was vir jare lank in personeelbestuur.
Anton se werk neem hom oral in Engeland omdat hy skole bou. Ek gaan so 3 keer 'n week gaan ek weg. Ek het 1 keer in 2 weke 'n vergadering in Sheffield met my direkteure daar. Hulle kyk my so snaaks aan want hulle reis nie so ver nie. Hulle almal bly rondom Sheffield. So dis vir hulle baie eienaardig dat ons so ver ry. Ja, Anton, meeste mense ry nie 300 km om by die werk uit te kom nie. Maar Ronel se loopbaan het ver gevorder vandat sy destyds by die SA Besigheidskamer betrokke was en ook as fotograaf by die Suid-Afrikaan. Sy is nog steeds baie bedrywig by die Sakekamer, maar hy het 'n hele ander rigting ingeneem. Soos Simon Shivambu te leer ken en so ek doen ook sy sosiale media vir hom. En Petrus Madutlela, die chef na Hartbeespoortdam, ek hardloop ook sy sosiale media vir hom vir hele ruk. Ons is vriende, so daar's altyd iets om te doen en Potchie was nou net hier met sy groot uitstalling wat so 'n reuse sukses was. Ek het hom baie gehelp. Hier gebeur so baie goed heeltyd, alle verskeidenheid. Ons is net baie besig. Iets net iets om te doen elke dag. Ons is nou by Garson se plaas naby ons huis. Ons gaan nou ons eie jam squashes pluk. Jy kan allerlei vrugte en groente hier pluk deur in die regte seisoen. Dit is nou nie Vrystaat mielies nie, maar dit is mielies nonetheless op dieselfde plaas. Nou dis die gemiddelde grootte van 'n botterskorsie op die plaas. Dis baie heerlik. Ek kom agter as jy eers in Londen gebly het. It grows on you. Ek sal nie kan weggaan sommer nie. Die taal maak dit makliker en ons besef hoe Brits is ons eintlik eintlik. is, né? Ja. Engelse ontbyt. Elke tweede dorp se naam. Ja, Kempton Park is net hier agter. Ek het in Kempton Park groot geword tot ek hier agter gekom het. Kempton Park is nou net die dorpie naby ons. In 'n land waar mense die taal magtig is dit nie noodwendig makliker nie. So werkwyse is dit nogal uitdagend. Om dit te Huise leer. is baie duur. Huise is onbetaalbaar, amper. Karre is goedkoop. Karre is baie goedkoop. Karre Jy is kan nie 'n 'n issue nie. Porsche ry as jy wil. Die lang ewigdurende donkerte in die winter, soos nou, is dit pikdonker, amper pikdonker buite. Nee, maar in Desember is dit 3 uur donker word. Ja. Dus waar mens ook al is, mens maak die beste van of jy in Pretoria is of in Londen. Om die beste van 'n situasie te maak is soms die enigste manier, maar daar's altyd iets waarna mens hinker. My sussie se babatjie is dogtertjie is nou al 7 Ons het net een keer in gesien. 2009 laas gesien. Dan is Skype en video's en blogs nie meer genoeg nie. Dit is die moeilikste deel, die vriende en die familie wat agterbly. En dan as mens gaan kuier, is dit nog moeiliker. Ja, want almal word kwaad, want ons kan nie by almal kuier nie. En almal wil braai en almal wil gesels en dis 'n emosionele reis ook, maar dan op 'n manier. Ek dink ons het nog 'n bietjie verbrits. En vergeet Maar maar hulle as ek- is dalk meer polite en nie so reguit soos ons. Ja, hulle is baie mild mannered. Hulle is so goed gemaneer dat hulle honde staan in 'n ry. Hulle is bietjie anders as ons. Hulle is nie gasvry nie. Hulle is glad nie so gasvry as ons nie. Ja. Ons grootste vriendegroep is maar Suid-Afrikaners wat ons hier ontmoet het. Maar ons het baie Britse vriende. Ons ook. Britse vriende, Ons maar ken baie Britse vriende saam wie ons kuier, jy kan maar nie nooit by hulle huise nie. Ja. ja, jy kan nie inval vir koffie op 'n Sondag by 'n Brit nie. Dit werk net nie so nie. Omdat hulle almal in sulke klein plekkies bly hierdie en ou plekkies soos jy opgemerk het. Hulle kuier nie in hulle huise nie, hulle gaan kuier in 'n pub iewers. En dis bietjie anders. Hulle hou nie van braai nie. Hulle hou barbecues. Hulle barbecue, hamburger patties en so En worsies en sulke goed. Baie strange. Hulle verbrand dit eintlik. En jy mag nie eintlik enige plek sommer braai nie. Hulle bel vinnig die brandweer. Na die breek, kosbare reiswenke vir die van ons wat in Londen mag beland. En ons besoek die beroemde chef Petrus Madutlela wat Hartbeespoort verlaat het vir Kent in Engeland. Vandag kuier ons by Anton en Ronel van Sail. Hulle is Britse burgers en of hulle nou rondrits in die dag of op 'n toer gaan deur Europa, reis is in hulle bloed. Okay, stopping for lunch with Petrus Madutlela at The point at Medfield. the port at Medfield. Wat gaan ons eet?
I think, guys, we should have a roast beef because Sunday is very traditional that you have a roast beef. Okay, roast beef. Peter is van die Mototlang Township in Pretoria, was ons eie land se Chef of the Year. En sedertdien het hy deelgeneem aan Brittanje se MasterChef Professionals. Dit is so om en by 'n uur en 'n half se ry van die Van Zyl se woning om hierdie Mototlang magic te proe. Dis meer cuisine en is Brits, maar as definitief die Suid-Afrikaanse inslag, want soos verlede naweek toe ons daar stop, toe was ons net nie lus vir 'n opgekookte roast en die Britte kook die groente op. Hulle vernietig dit. So 'n Sondag roast, dis nie soos ouma's in by die huis nie, maar toe oortuig Petrus ons moet sy roast eet. Ek sal altyd Petrus se roast eet. Deur haar werk as media-konsultant ontmoet Ronel baie Suid-Afrikaners, soos Pretoria opera-sanger Simon Shibambu, wat deel is van die Royal Opera se jong kunstenaarsprogram. Onlangs het die Van Zyls een van sy konserte bygewoon. Ons het net gemaak die trein, ons pad van Simon se konsert af, ons gaan so 8 uur kant vanaand by die huis wees. Nog na 'n lekker lang dag in Londen. Die trein is lekker vol. Ons het hom ontmoet die dag toe hy geland het in Engeland 2 jaar terug toe by die Royal College of Music kom studeer het. Van toe af net vriende en ons volg hom en ondersteun hom. Ons wil nie eers wegtrek uit Londen nie. Ja, ek sal nie hier wegtrek soms. Oor die vervoer so maklik is en mens kom maklik by mekaar uit en op 65 kry ons 'n Freedom Pass. Ja, dan kan jy verniet op die bus en trein. op alles. Ons is vir Brits, maar ek sal nie 'n hamburger patty braai nie, weier. Ek kan my net nie verbeel dat daar eers 'n trotse Suid-Afrikaner is wat op 'n braaivuur staan en met 'n hamburger patty staan in Peterie. En daar los ons vir Anton en Ronel van Zyl wat al duisende kilometer agter hulle rug het. En Michelle Liebenberg wat my nou nog net haar wêreldreis begin het. Veilig vaar julle. Maar voor ons loop, maak ons weeklikse co.za video poskaarte oop. Ons program bestaan uit julle eie video's en foto's. Die poskaarte kom van mense wat al voorheen hulle stories hier vertel het. Hallo, ek is Karen van Yola in Adamawa State, Nigeria. En ek is Ronaldo. Ons het in ons reenseisoen ingegaan. So ons het weer geplant dat die bissies bewe. En uit al die geplantery met die reën, toe spoel meeste van die tuin weg. So ons het 1 pampoen uitgekry, 1 butternut, maar ons het daarom basil aan die gang gekry en die papajas lyk goed vir hierdie jaar. So die tuin het nie te sleg gedoen nie, as ons in gedagte, ons kry my elke jaar nie meer as 1 of 2 butternuts nie, en daarom so die 1 of 2 pampoene ook. Die bakkery en kokery het daarom so 'n stappie opgevat. Ons gaan maar nog steeds Abuja toe om meestal maar by Shoprite van ons bestanddele te gaan kry, die kaase, natuurlik Mrs. Bowles chutney en 'n klomp van die ander Suid-Afrikaanse produkte. Ek het intussen weer so 1 of 2 kursusse bygedoen, so ek begin daarom nou al so naaste my punt kom, want ek vir myself kan sê, ek kan myself help daarso in die kombuis. 'n Hele paar nuwe resepte gedoen. Ons het tot nou ons eie yskas, wat net gebruik word om al die delikatessens wat ons bring van Abuja af in te stoor. Een van die projekte wat baie na in my hart is die Poverty Stoplight. Ek het sover 30 klein farmers opgelei in die Biodynamic French Intensive System. Hulle plant nou basil blomkool. Hulle oeste is 30% meer al klaar in die eerste toetsfase. Die projek word ook deurgevat na die ander landelike dele, veral met die mense wat met die insurgents te doen gehad het, om hulle weer te kry om kos te plant. Ja, die een ding wat maar so bietjie van 'n teerpuntjie is dit Karen se sokkerspan natuurlik heeltemal my span en al die ander spanne ore aan sit. Ons het die eerste helfte van die personeeltoernooi is nou feitelik agter die rug. Maar ek moet daarom sê, ons het sleg begin en ons raak net beter. Skryf gerus vir ons, admin by visioninafrica.co.za en vertel vir ons van jul mense wat landuit is. Ons webwerf is viatv.co.za. Soek vir Koza en Via TV op Facebook, YouTube, Instagram
Gebruik die hitsteken Kousavia. Van my Lana Afrika Bredenkamp, tot sins en tot 'n volgende keer waar ons Suid-Afrikaners opspoor wat die wêreld aanpak.